Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgende koerant en mediabesprekings en Jana Marx sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Jana. Goeiemôre. Jana, die begroting is goedgekeur, maar nie almal is bly daaroor nie. Geensins. So net so 'n bietjie agtergrond. Die van die goeders wat nou gister moes goedgekeur geword het, is die voorgestelde halwe persentasiepunt BTW verhoging en die feit dat inkomstebelasting, daai brackets nou nie aangepas word nie. So hierdie goed is nou alles goedgekeur, maar daar's 'n paar dinge wat moet gebeur. Net so terloops, ten gunste van hierdie begroting was 194 stemme en daarteen was 182 stemme wat die DA ingesluit het en dis natuurlik nou een van ons ongelukkige partye hierso. Die pad vorentoe is nou nogal 'n storie. Dis 30 dae tydperk waar die tesourier moet probeer om die 31,5 miljard se inkomste te vind of iewers anders te vind wat hulle deur die BTW sou kry. So tydelik, so op hierdie stadium is hy noodwendig dadelik, jy weet, BTW wat ingestel word nie, maar hulle moet hierdie geld op ander plekke kry. As hulle dit nie kry nie, gaan die BTW waarskynlik wel ingestel word, maar dit gaan nie noodwendig baie lank, jy weet, linger nie. Hulle gaan nog steeds probeer om ander alternatiewe te kry om hierdie BTW weg te doen. Maar die 31,5 miljard is natuurlik die geld wat hulle nou sal verloor as hulle nie daai BTW inkry nie en dit moet dan nou van iewers afkom. Daar's baie groot onsekerheid oor waar hulle die geld vandaan sal kom of sal kry. Daar's ook natuurlik die moontlike regsuitdaging, eintlik moontlik nie, die DA het wel gesê hulle gaan vandag hof toe, hulle gaan 'n dringende aansoek indien want hulle wil van hulle sê die proses van hierdie hele begroting was nie reg nie en hulle stem nie saam daarmee nie, hulle wil dit graag stop, hulle wil dit graag laat wysig. Daarso is politieke implikasies, daar's ekonomiese implikasies vir al hierdie stemming. Ons sien natuurlik die krake in die regering van nasionale eenheid en die groot vraag of die DA nou gaan loop of nie. En dan is dit politieke political minefield, soos ons sê, weet dit op hierdie stadium het die ANC nou gesien. Jy weet, as ons nie ons sin kry nie, kan ons met 'n paar ander partye skaar. Dit skep 'n baie gevaarlike presedent vorentoe. Want onthou, dit is nou half die feit dat die ANC die DA nodig het, was nou half die DA se dit was al vir dit hulle beweegruimte gegee. Dit was so 'n bietjie van 'n leverage daar gehad. So dit maak die leverage nou baie min, wat dit natuurlik 'n bietjie gevaarlike presedent vorentoe maak. Invloed op sakevertroue na hierdie begrotingsstorie. Ek sal dit maar begrotingssirkus noem, want dis hoe dit was die afgelope week. Dit skep natuurlik baie beleggers onsekerheid, hoewel daar nou uiteindelik 'n soort van 'n, jy weet, 'n uitslag is, was die hele die heen en weer en dan sê ons dit en dan sê ons dit en die bekleierery, dit het natuurlik baie op beleggingsonsekerheid veroorsaak. En ja, dit is onseker wat gaan gebeur as die tesourier nie of nie 'n oplossing kry met hierdie gaping te vul in die volgende 30 dae nie. Want hierdie 30 dae is ook nie bindend op hulle nie. So is nie asof daar nou 'n wet is wat sê as jy na 30 dae, jy weet nie 'n oplossing kry nie, is daar nou groot probleme vir jou nie. So en dit gaan baie sleg wees, ook as Suid-Afrikaners, as mens nie weet oor 30 dae wat word er van hierdie begroting nie. Die onsekerheid groei net al hoe meer in sakebelange. En oor die algemeen is daar maar onsekerheid politiek gesproke. Baie. 'n Mens dink nou aan die DA se rol in die RNE. Mens dink aan die feit dat hulle na die parlementêre kommissie besluit het om die eerste stappe van die goedkeuring van die begroting, het hulle al klaar gesê hulle is ongelukkig. Die feit dat Action en EFF daar saam met die ANC besluit het. So daar's 'n kraakie. Mens dink aan die feit dat die DA dadelik begin sê het voor die begroting nog ter tafel gelê is, kom ons begin kyk na waar ons geld spandeer. Nou die laaste ding wat jy moet doen is om iemand se sak te vat of om te sê jy spandeer te veel voordat hy moet inkomste inkry. So 'n mens kan so al verwag. Ons het so al verwag dat hierdie kraak al hoe breër gaan wees, veral as dit kom by begroting en as jy begin raak in die regering se manier hoe hulle geld spandeer. Ja, en kyk, niemand wil, soos jy sê, niemand wil sny in daai besteding nie. Hulle wil iedere geld op ander plekke inkry, want dit gaan natuurlik beteken dat, jy weet, dalk is die huistoelaag nou nie meer so groot wat ek eintlik in my sak gesteek het om die vakansie te hou nie. Jy weet, dalk is
dalk kan ek nou nie meer 10 karre in my blou lig brigade hê nie. Jy weet, ek gaan net een kan hê. Die tipe goed is natuurlik baie ongewilde politieke besluite. Ja. So nee, dit is die DA se begroting het soort van nog geklop en dis wat amper die Action SA daai voorstelle baie gevaarlik gemaak het. Hulle het net gesê doen weg met BTW en nou weet niemand waar daai geld vandaan gaan kom nie. Waar die DA gesê het kom ons verminder die BTW, maar ons sny ook aan besteding. En dis natuurlik die ANC of waar hulle die probleme gekry het met die DA se besluit. Ja, en Jana, as ons in die eerste plek geweet het waar om die geld te kry, sou ons nie 'n BTW voorstel gehad het nie. So ek kan nie dink hoe hulle nou ewe skielik 'n oplossing gekry nie, want as hulle nie gehad het, sou ons daai oplossing al gehad het toe die eerste begroting ter tafel gelê is. Was ook interessant vir die eerste keer dat die DA, EFF en die MK party saamstem oor iets. Dit sien ons ook nie baie nie. So vreemde alliansies wat gevorm is ook. En dan het die minister van Finansies self gesê, dit gaan moeilik wees vir die ministers van die DA om iets te implementeer waarvoor hulle nie gestem het nie. So waar staan ons nou tans met die DA? Dink jy die DA gaan in die regering van nasionale eenheid bly? Ons sal nou vandag hoor, die DA het gesê dit is nie, jy weet, van die baan daai besluit nie. Hulle sal definitief dit nou oorweeg, hulle sal dit vandag moontlik bekend maak. So net so 'n bietjie te verduidelik wat kan gebeur as die DA nou besluit hulle gaan. Nee, die hele regering val nie plat nie. Daar is 400 setels in die parlement, en president Cyril Ramaphosa is verlede jaar deur hierdie regering met 283 stemme verkies. As die DA dan nou die RNE verlaat, sal die ANC met 8 ander in die RNE met 200 setels oorbly. Dit kan moontlik 'n mosie van wantroue tot of in Ramaphosa afdwing. En dit sal natuurlik 'n groot skok op beleggers wees, 'n baie groot skok. Oral waar ek lees is die RNE een van die groot redes dat daar nog wel beleggingsvertroue is. Ja. Dat ook die hoofrede is waarom, jy weet, Amerika nog nie volskaalse sanksies teen Suid-Afrika ingestel het nie. Ons nou wel praat oor die tariewe en nou, maar die RNE bied nog bietjie hoop, soos wat hy is. So, as die DA, die IFP en die Vryheidsfront Plus uit die RNE stap, dan sal Ramaphosa weens 'n minderheidsregering 'n staatshoof bly, maar dis nou tensy die ANC, die MK en die EFF inkom. Maar ja, as die parlement, ek lees nou, die parlement moet ten minste met 'n minderheidsregering kan vorm. As hy nie kan nie, dan sal ons nuwe algemene verkiesings moet hê. Ja, kyk, daar's baie wat vandag en hierdie week nog kan gebeur. Jana, dan van 'n begroting tot by dokters, want nou vat 'n klomp dokters ook die NVG hof toe. Ja, die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging, hulle verteenwoordig omtrent 12,000 van ons plaaslike dokters. Hulle is hof toe oor die NGV. Hulle sê hulle het die mees omvattende hof aansoek tot dusver ingedien. Hulle het 'n klomp goed waaroor hulle kapsie maak. Kyk, aanvanklik was daar net hier en daar 'n paar probleme in hofaansoeke wat al voorgekom het teen hierdie wet wat Ramaphosa geteken het so 'n paar maande gelede. Maar in hierdie stadium fokus hulle op 'n klomp goeders. Hulle het 'n klomp goed wat hulle dan nou uitlig ook. Hulle sê natuurlik ook dat Ramaphosa hulle wil uitsluit uit die advieskomitee uit. Dis hoe dit nou klink. Lyk my almal wat kapsie bied teen hierdie wet word nou uitgesluit. Maar die tipe goed wat hulle nou bevraagteken is die registrasieproses. So as jy nou wil deel word van hierdie NGV of jy sal moet deel word, dan moet jy registreer, maar dit gaan jare vat en dit beïnvloed dan nou, sê maar jy het 'n noodsorg, jy het 'n noodgeval wat skielik hanteer moet word, gaan jy moet jare wag om geregistreer te word voordat jy jou naam toegelaat gaan word. Hulle bevraagteken ook die feit dat die prosesse gesentraliseer gaan word en kom ons wees nou maar eerlik, as mens kyk na die staatse bestuur van mediese sorg, die staatssorg tot dusver, jy weet ek nie of sentralisasie regtig in hierdie geval ja, dis nie, ek dink hulle het 'n goeie punt daar beet. En hulle sê ook die wet is onduidelik oor wat alles gedek word. So hulle het 'n klomp goed waar hulle praat, nie net 'n sekere artikel of 2 wat onseker is nie, maar 'n klomp goed wat hulle aanspreek en net sê maar prakties, ons is dokters, ons is op die grond. Prakties maak hierdie wet nie sin op baie plekke nie. En hierdie is 12,000 dokters. Dis nie 'n paar honderd nie, dis 12,000 dokters. Hulle praat ook van die 6 pilare waarop die NVG gebou moet word. En dan sê hulle as jy kyk hoeveel junior dokters tans sonder werk is, as jy kyk hoe daar 'n tekort aan medikasie is, tekort is aan geld, hoe gaan jy dan sê ons voldoen aan al die pilare as jy nie nou eers daarmee kan doen nie? Presies. Dan Jana, oor na omstrede pastoor wat wel nou vrygespreek is.
Sjoe, hierdie saak gaan so lank aan as wat ek kan onthou. En dis die saak teen die Nigeriese pastoor Timothy Omotoso. Hy is aangekla van mensenhandel, van verkrachting en hierdie saak sloer al 8 jaar tot en met gister wat al die klagte teen hom en sy medebeskuldigdes teruggetrek is. Hulle is vrygespreek, hulle loop. En wat is 'n baie interessante maar ook kommerwekkende ding wat hier gebeur. Die regter het in haar uitslag of in haar uitspraak het sy ook gesê, weet dit gaan nie noodwendig oor die feit dat hulle onskuldig is nie. Dit gaan nie oor die staat wat dit baie duidelik gemaak, dit gaan nie oor die staat wat nie sy saak kon bewys nie. So as jy voor die hof is met so 'n verskriklike ernstige klag teen jou naam, moet daar bo redelike twyfel bewys kan word dat jy daai misdaad gepleeg het. In 'n strafhof gaan dit nie oor om 'n tolse wat hy moet bewys ek is onskuldig nie, dit gaan oor die staat wat moet bewys hy is skuldig. En die regter sit met al die papiere voor haar, al die bewyse, al die getuienis voor haar en op grond daarvan maak sy 'n besluit. Dit gaan ook nie oor die regter wat in die bed lê in die nag en dink daai persoon is skuldig en daai persoon is skuldig bevind nie. So hulle gaan basies op wat voor hulle gesit word om te oorweeg die meriete van daai saak. En ja, sy kon net nie genoegsaam of die staat kon nie genoegsaam bewys dat hierdie mense wel skuldig is nie. So dit lyk vir my nie noodwendig asof hier 'n probleem met skuld of onskuld is nie, maar dit gaan oor die staat wat hulle saak kon bewys nie, bo redelike twyfel kon bewys nie. So dit is 'n baie slegte ding wat hier gebeur. 'n Mens weet nie regtig of hier ooit skuld sou kon bewys geword het as hierdie saak actually, jy weet, goed geargumenteer is nie. Sy praat spesifiek ook van kruisondervraging. En die kruisondervraging in hierdie geval was baie flou en die regter maak die aantuiging dat die staat eenvoudig nie hard genoeg probeer het om hierdie saak jy weet, te bewys nie. Sy wys in hierdie artikel spesifiek, in die berig spesifiek op die senior staatsaanklaer advokaat Nduduzi Mzila se onvermoë tydens die kruisondervraging om bo alle twyfel die staat se saak te stel en die manier waarop hy getuies kruisondervra het en nie hulle weergawe getoets het nie. Soos jy sê, dit is kommerwekkend dat 'n senior staatsaanklaer met so hoë profiel saak volgens regter Skuman, soos die Engels sê, die bol laat drop. Dit is baie kommerwekkend. Ja, en as 'n mens nou dink, daar is ook 'n aanloop tot hierdie besluit, is daar nou al oor die jare, daar 'n klomp goed en 'n klomp mense se lewens gebeur as gevolg van hierdie verhoor. Daar is mense oorlede ook, wat moes getuig het hier, wat 'n mens laat wonder ook oor hoe die proses gevorder het, maar dit is nou dit, as die staat nie sy saak kan bewys ordentlik nie, dan moet ons sal loop. Presies, en ek weet of julle onthou die verskriklike hartseer getuienis van eintlik wat die hoof klaar in hierdie saak. Sy was vir dae in die getuiebank, sy het baie gehuil. Dit was 'n verskriklike, dit was 'n openbaar, dit was regstreeks uitgesaai en dit was verskriklik hartseer om dit te sien. En dan dink jy weet die mense wat die slagoffers, vermeende slagoffers van hierdie saak wat nooit nou regtig gaan uitsluiting of gaan klaring kry op hierdie ding nie. Is hierdie ding, jy weet, is die persoon nou skuldig of nie? Dit gaan vir hulle, ja, maar die hof het nooit daaroor besluit nie. Volgens die hof gaan hierdie mense eenvoudig net loop en dit gaan nie oor meriete van die saak nie, dit gaan eenvoudig net oor die feit dat die bewyslas nie sterk genoeg was om skuldig te bevind nie. Ja, die Suid-Afrikaners ontmoet uiteindelik die Amerikaners. Uiteindelik, terwyl alles nog hier aangaan ook. Senior afvaardiging is onder leiding van die direkteur-generaal van DIRCO, die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking, was hierdie week in die Withuis en hulle het met 'n paar senior amptenare daar ontmoet. Dis nou ook die eerste keer wat hulle ontmoet nadat ons ambassadeur Ibrahim Rasool uitgeskop is so in Maart. So in 'n verklaring het DIRCO gesê, hulle het met die Nasionale Veiligheidsraad se Afrika-direkteur, die waarnemende assistent-sekretaris van buitelandse sake vir Afrika-aangeleenthede en verteenwoordigers van die Tesourier-departement ontmoet. En hulle het 'n paar dinge aangespreek wat hulle gesê het, of in die verklaring wat hulle aangespreek het daar. Die een is die siening dat Suid-Afrika se beleid so ontwerp is om Afrikaners en menseregte te skend. Hulle probeer verduidelik hoe die onteieningswet werk en dat dit nie noodwendig onwettige grondbeslagleggings tot gevolg gaan hê nie, privaat eiendom wil ondermyn, privaat eiendomsregte wil ondermyn nie. En hulle het ook die kwessie van die sogenaamde raswette aangespreek. So ja, ons wag nou maar om te hoor, ons weet nie wat volgende nie. Ten spyte van daardie gesprek is daar nog steeds tariewe
teen ons ingestel. So ja, ons sal nou maar sien wat moet gebeur. Daar is nog nie uitsluitsel oor wat by daai vergadering gebeur het nie. Ja, nou ons bly dit dan maar by hulle en oor die tariewe, want dit is nie ligtelike tariewe nie. Ons is een van die lande wat eintlik die swaarste getref is. Baie swaar. Trump het gister net so lank al, of nie lankal nie, maar vroeër hierdie week al begin voorberei vir hierdie wat hy noem die bevrydingsdag, Liberation Day. En hy het teen 'n rits lande het hy tariewe ingestel wat wissel tussen 10% en 49%. En ons is nie gespaar nie. Ons het 'n ongelukkige 30% tariewe teen ons gekry. En hy het byvoorbeeld ook 'n paar lande sommer by name genoem. En hy het oor ons gesê, hulle het slegte dinge aan die gang in Suid-Afrika en ons het vir hulle miljarde gegee wat ons nou sny. Ja, so 30% tariewe, dis onduidelik hoe dit die Amerikaanse wet op groei en geleenthede in Afrika of daai AGOA gaan raak. Suid-Afrika het verlede jaar produkte ter waarde van 157 miljard na Amerika uitgevoer, waarvan tot 66% onder die 1800 produkte is wat ingevolge AGOA tariefvry dan aan hulle uitgevoer word. Hierdie tariewe gaan dan op 9 April in werking tree. Ekonome is baie bekommerd. Hulle sê dit gaan 'n geweldige knou op die ekonomie hê. Ek het wel 'n interessante ding gelees deur Alt Mutual wat nou 'n bietjie gepraat het oor, jy weet, die impak van AGOA en hulle sê weer dit, hoewel mens altyd half daai dis amper al 'n tipe van 'n wat sal mens daai woord noem, 'n slagwoord wat mense gebruik om nou te verduidelik wat gaan gebeur met tariewe, maar hulle is nie so bekommerd nie. Hulle sê die impak van AGOA in hierdie stadium is veel kleiner as toe ons aangesluit het by AGOA. So as ons uitgeskop word, of as daai kontrak nie hernu word nie, dit kom nou al 'n lang ruk, die impak gaan nie so groot wees soos wat ons dink nie, maar die 30%, daai is nou nog 'n groot probleem. Ek dink dalk die bekommernisse is of iets nou groot of klein is, dis al hierdie klein impakke wat ons voel op hierdie stadium. Ja. Die rand het ook waarde verloor gister na die begroting goedgekeur is. En so is bietjie daai elke bietjie as die BTW ingestel word dit doen nie en as AGOA nie aangaan nie en die 30%. So alles voel vir my of dit net so half saam opbou en dat die gewone mense in die straat dalk dit heel wat aan hulle sakke gaan begin voel. En ek dink dis eintlik so half die bekommernis vir my op hierdie stadium, maar ek is nie ekonom nie, so ons moet maar sien hoe dit uitspeel. Ek sit net en wonder waar is die pluskant hieraan. Op hierdie stadium lyk dit asof die wêreld se inflasie 'n knou gaan vat. Dit lyk asof die ekonomie en die wêreldvertroue in ekonomie 'n knou kry in 'n geheel. Van die Amerikaanse mense sê hier die verhoging van insetkoste en die uitsluiting van boere uit uitvoermarkte kan veroorsaak dat die middelklas gesinne in Amerika meer vir hulle kos moet betaal. En hy sê dis nie 'n wenstrategie nie. Ek sit en wonder wie wen hier. Ons almal verstaan wat Trump wil doen. Hy wil alles terugbring Amerika toe. Hy wil die werksmag en die vervaardigingsmag terugbring en Amerika sterk maak, maar om daar te kom is daar op hierdie stadium vir my net negatiewe punte internasionaal. Ja, en ek wil aansluit, ek kyk gister 'n video na of deur 'n ekonoom, so maar net 'n kort nuusklip van 'n ekonoom van Moody's. Ons weet natuurlik dis die groot soos sê ratings agency in die wêreld. En die ekonoom het eenvoudig net gesê hy verstaan nie, want Trump hou die tariewe voor as 'n manier om sy maar inkomste te genereer, dis wat hy sê. Maar dit maak net geen sin weens alles wat jy nou genoem het, Peer. Jy weet, Amerika gaan dit in elk geval voel. Hulle gaan op ander maniere moet opmaak vir daai geld. Hulle gaan op ander maniere daai geld verloor. So om hierdie tariewe in te stel met die hoop dat jy gaan geld genereer, maak eenvoudig glad nie sin nie. Wat sê of Trump verstaan nie die proses nie, of hy definitief ander motiewe om hierdie reg te kry, om hierdie in te stel. Jana, dan oor na die Bella-wet. Die Bella-wet, terwyl alles anders nog aangaan, is die Bella-wet nog steeds ook op die tafel, baie belangrik. Maar nog in die parlement gister het die minister van onderwys, van basiese onderwys gepraat en sy het gesê dis betredenswaardig dat gesprekke oor die inwerkingstelling van die Bella-wet steeds in politieke redes as 'n wapen gebruik word. Dit is so, dit is 'n politieke speelbal in hierdie stadium. Dit gesê het ondermyn pogings om die gladde inwerkingstelling van hierdie wysigings in die beste belang van leerlinge te verseker en sy het geantwoord op 'n vraag deur die EFF wat sê wanneer gaan hierdie wet nou in werking tree? Nou die wet het klaar in werking getree, die president het hom in Desember al onderteken. Maar sodra 'n wet onderteken word, na regulasies uitgevaardig word en dit is waarmee hulle nou besig is. Die minister dryf self hierdie proses. En sy sê, sy kom agter in haar konsultasies, maar daar's nou 'n klomp konsultasieprosesse wat ook moet gebeur. In hierdie konsultasies kom sy agter dat daar nog steeds maar, jy weet,
politiekery is. Wat nie noodwendig gaan oor die implementering van die wet self nie. So dit is nou nog absoluut kommerwekkend. Daar's baie mense wat sal sê die instel van hierdie wet en die tydsberekening daarvan net voor die verkiesing was ook 'n politieke skuif geweest. Ja, nee, absoluut. Die ondertekening, ons weet baie sulke wette het ewe skielik oornag onderteken net voor die verkiesing. En mense moet ook nou maar dink, jy weet, dis munisipale verkiesings volgende jaar, so ek dink baie van hierdie goed gaan baie mooi, soos jy sê, beplan word om saam te val. Dan oor na Louis Liebenberg wat steeds agter tralies is. Louis Liebenberg, hy het gister vlugtig in die hof verskyn, baie maar, ek weet nie of jy daai foto gesien het nie, maar hy lyk nogal redelik maar en uitgeteer, ek dink hy stres maar. Maar hy het die borgtog aansoek wat hy voor aansoek gedoen het en laat vaar het laas jaar, is hy nou weer besig om op te neem. Hy het 'n nuwe regshulp gekry. Hy het net vlugtig verskyn en die saak is toe nou uitgestel want die regshulp moet hulle self nou, jy weet, hulle moet nou bietjie navorsing doen oor wat nou gebeur het in die saak, op hoogte kom dat hulle die nuwe aansoek kan bring of die aansoek weer kan probeer bring. So hy sal nou 8, 9 en 10 Julie aangehoor word, hierdie borgtog aansoek. Natuurlik, Louis is, het baie kapsie gemaak in die hof, sommer daaroor. Hy het sy hand opgesteek en hy was nie tevrede oor die feit dat dit tot so laat uitgestel word nie. Maar ek bedoel, hy is die een wat die borgtog aansoek verlede jaar laat vaar het. Hy sê wel, dit is sy skuld nie, maar dit is nou maar hoe die dinge werk. Jy weet, ek bedoel, daar kan nie 'n goeie aansoek gebring word, daar kan nie 'n aansoek gebring word as die regshulp nie op hoogte is van wat aangaan nie. So net so 'n bietjie agtergrond weer, Liebenberg en sy vrou Desi en 9 ander staan dit reg op hierdie op 'n klomp klagtes wat gaan oor die diamantpakkies en al daai goeders. Desi is ook borgtog geweier. Sy wil nou sommer, sy probeer appeleer teen daai besluit. Hulle die staat of die hof het geweier gesê sy's 'n vlugrisiko. So sy probeer nou weer daarteen appeleer. Maar ja, sy nou maar sien, dit is 'n interessante saak vir my hierdie. Dit voel vir my elke hofverskyning is baie dramaties. Absoluut. En dan van Louis tot by kleutersone. Goeie genade. Ja, die rapport het hierdie storie, dis seker nou maar ook die voordeel van 'n aanlyn te verskyn. Rapport kon gister op die Woensdag hierdie groot storie breek waar die titel sê sommer klaar vir ons, Bougas bom, 10 miljoen van kleutersone se geld uitgedobbel. En dis inligting wat Rikus Hartman, die likwidateur van kleutersone operations, gister in skokbeweringe in die hy het die skokbeweringe gemaak in die sekwestrasie aansoek teen Antonie Bougas, wat die stigter is van kleutersone. In hierdie aansoek sê hy 10 miljoen is sedert verlede Junie uit die bankrekeninge van kleutersone operations oorbetaal aan 'n dobbelgroep. In dieselfde tydperk is honderde duisende rande oorgeplaas na Bougas se persoonlike rekeninge en is daardie geld waarskynlik geskuif na oorsese bankrekeninge in Thailand en Bali en Dubai. En al sy reise verblyfkoste, ons weet hy staan nog in Thailand, al hierdie rondrits word dan ook deur kleutersone betaal en hierdie aansoek word dan nou Dinsdag in die hof aangehoor. Hartman voer ook aan dat Bougas in sy hoedanigheid as direkteur roekelose handel gedryf en wanbestuur vermorsing van die maatskappy geld gepleeg het. En ons weet natuurlik hierdie maatskappy geld is beleggers en dan wys hierdie bankstate ook die oomblik as daar geldjies inkom, word hierdie geld baie vinnig weer uitgeplaas na 'n ander rekening toe. So ja, hierdie saak is baie vinnig besig om te ontvou. Ek dink hierdie kaarthuisie is baie vinnig besig om mekaar te tuimel. So ek wag nog om te sien wanneer Antonie Bougas terugkom Suid-Afrika toe. Nou hierdie is die eerste keer dat die publiek nou insaai het oor wat in die bankstate gebeur het. Wat vir my baie kommerwekkend is dat die likwidateur hier ook sê, Antonie het 150 maatskappye waarvan hy die direkteur is, behalwe natuurlik vir die kleutersone, kleuterskole wat nou moet 'n mens dink aan die mense wat daar werk, die mense wat geld belê het, wat hy net so gelos het. Nog 150 maatskappye, dit is baie kommerwekkend. Dit is baie kommerwekkend en as direkteur trek hy natuurlik geld uit al die maatskappye. En dan dink mens maar net aan die mense wat die beleggers wat vir hulle geld wag en intussen rinkinky oor see. Absoluut, goed gestel Jana. Baie dankie vir jou tyd vanoggend, ons waardeer dit. Dit is Baie dankie. Jana Marks, bly gerus ingeskakel, net hierna gaan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.